Die finansiële wêreld verander voortdurend en dit kan soms moeilik wees om by te bly. Gelukkig is Thys van Sail hier om ons gids te wees deur die wilde wêreld van geldsaake. Thys, Dis 'n baie mooi intro. So ek sal jou Sherpa wees. kyk hierso, ek moet vir jou sê, daai was my hoogtepunt vanoggend. Great. Goed, so die JSE het baie skerp gedaal met sommige van die grootste maatskappye wat swaar verloor het, maar ek wil hê jy moet vir ons verduidelik wat het gebeur. Ek dink as mense bietjie gaan kyk na die volatiliteitsfaktor veral, want ons het nou gesien 'n Maart maand was daar baie skerp daling geweest op die algemene JSE en bietjie meer selfs op die top 40. Ons het algemeen gesien daar was omtrent 'n verlies van 5.5% geweest. En dan natuurlik ook oor kommoditeite wat die swaarste getref was ongeveer teen 10%. Jy weet waar dit eintlik verlaag het. Maar nou baie interessant is as nou bietjie terugkyk na laasweek donderdag. Jy weet het dit teruggekom, die markte baie sterk weer, waar byvoorbeeld kommoditeitsaandele het weer opgetel met letterlik 10 tot 11% en die algemene mark het weer herstel met ongeveer 5.5%. So dit is maar daai volatiliteitsfaktor wat maar altyd 'n groot rol speel, maar dit is asof die Suid-Afrikaanse JSE is 'n klein bietjie meer sensitief. Jy weet as die algemene, kom ons sê S&P 500 byvoorbeeld. Waar die S&P 500 byvoorbeeld is nog steeds omtrent op met amper 9% jaar tot datum. Jy weet van Januarie tot en met nou toe, waar die JSE op hierdie stadium net so in die groen is, jy weet, en dit is eintlik maar die realiteit. Goed, dan sien ek daar word ook verwys na 'n sogenaamde verkoopsgolf. So wat is sommige van die vernaamste redes daarvoor? Ek dink as ons byvoorbeeld gaan kyk, veral jy weet wat in Maart maand gebeur het, dit was die eerste kwartaal was klaar nou wat so verstreke gewees van die jaar en natuurlik weer die Midde-Ooste krisis was daar nog steeds geen konkreetheid van wanneer Donald Trump nou eendag na die wit vlag gaan opstoot, jy weet en nou regtig ware skietstilstand kan kry nie, jy weet en maar natuurlik het baie mense van daar af beweeg weer terug na kontant geldmark, by ander sekuriteite, jy weet daai van goeders, maar jou probleem is dan iewerste moet daai geld vanaf geskei word. Jy weet om in daai kom ons sê net maar safe havens te gaan plaas. En dit is dan maar ongemaklik, jy weet en ongelukkig, jy weet jou genoteerde aandele beurs. En jou veral rondom kommoditeitsaandele het ons nou daai kom ons sê terugslag gesien. So baie mense het nou byvoorbeeld hulle kommoditeitsaandele gaan verhandel as gevolg van die onsekerheid want almal het gedink ek maar die kommoditeitsaandele mark is nou tot op 'n limiet gekom. Een of ander tyd is daar nou hierdie bubble wat moet create, jy weet en ek wil nie daarin gevang word nie. So met ander woorde nou laai ek eerder my aandele af, jy weet van die markte af, in plaas van jy weet as om eintlik te verloor wat ek eintlik gemaak het, jy weet in 'n gegeewe goeie tydperk wat laas jaar was. Goed, jy het nou verwys na die Midde-Oosterse konflik. Was dit hoofsaaklik 'n Suid-Afrikaanse probleem of kan 'n mens dit so half terugtrek na Suid-Afrika toe ook? Ek dink as mense kyk die Midde-Ooste krisis, as daar krisis is byvoorbeeld soos in die Midde-Ooste, is jou ontwikkelende lande word eintlik maar jou hardste getref. Jy weet waar jou Amerikaanse lande en byvoorbeeld jou eerste wêreldlande, Europa, jy weet hulle het 'n klein bietjie van 'n kom ons sê maar 'n buffer as jy dit wil noem. Jy weet so hulle backlash kom eers 'n klein bietjie later. Jy weet as dit in elk geval sou gekom het, jy weet en as dit sal kom, maar waar Suid-Afrikaanse markte is baie kom ons sê net maar jy weet sensitief vir geopolitiese tipe van impakte. Ons het dit al gesien, jy weet in COVID, ons het dit gesien jy weet na COVID, ons het dit gesien nou in die Midde-Ooste. Jy weet so dit is 'n baie groot sensitiewe rol wat dit wel speel. En dan natuurlik ook die rand is ook baie sensitief teenoor dit. En ons rand is vir ons baie belangrik in Suid-Afrika, want dit het weer direkte impak jy weet rondom inflasie, rondom ons rentekoerse en 'n klomp elemente wat ook 'n rol speel. Goed, so wat beteken 'n daling in die aandelemark vir kliënte wat van beleggingsinkomste afhanklik is? Ek dink ja, die voorbeeld daar is baie eenvoudig. Veral as jy ou nou gaan kyk ja, wat het gebeur van Januarie tot in Maart en tot en met kom ons sê nou maar Julie. So dis letterlik daai effek van 3, 6, 9. Okay, so met ander woorde 9 moet nou nog kom, maar soos daai tussenfaktor tyd nou. So soos van Januarie tot en met Maart was en ek het inkomste getrek byvoorbeeld op 'n kom ons sê gebalanseerde gestruktureerde tipe van fonds, dan basies jy weet het ek nog steeds 'n goeie opbrengs gehad tot en met Maart, maar Maart maand jy weet as ek toe nou my staat oopgemaak het, weet later in Maart sou ek gesien het ek maar hier sy skielik nogal 'n relatief aggressiewe daling. En nou byvoorbeeld kliënte wat meer trek as wat sy fonds eintlik dan vir hom toelaat of wat sy fonds opbrengs eintlik nou vir hom teruggee, daai kliënt beweeg in die rooi en stelselmatig. Jy weet so daai tipe van volatiliteitsfaktore speel wel 'n rol. Maar nou weer eens is dit daai faktor van ja,
is ek veronderstel om op markte blootgestel te wees, byvoorbeeld as ek in 'n inkomste trekkende tipe van 'n portefeulje is. En dis eintlik die vraag wat jy vir jou adviseur moet vra, en hy moet dit ook dan aan jou demonstreer om te sê, maar kom ons sê net 'n bietjie is 'n stres toets byvoorbeeld op my portefeulje. Sou hierdie gebeur een keer 'n jaar, een keer of 2 keer 'n jaar, of wat ook al die geval mag wees, en dan ook vice versa. Jy weet, as dit nou byvoorbeeld weer goed doen, jy weet wat se effek het dit dan ook op my portefeulje. Sou jy sê dat hierdie kliënte dan met ander woorde alles na kontant moet verskuif? Nee, ek dink ja, dit is juist die grootste ding wat enige kliënt in Suid-Afrika in elk geval kan bekostig nie, is natuurlik, jy weet, om sy kapitaal in die geldmark te gaan plaas, want ja, nommer 1, jou kapitaal is absoluut beskerm, en dit is gewaarborg, en daar's 'n klompie faktore wat 'n rol daar speel. Gerusheid is een van die grootste faktore, maar as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk 'n land wat inflasie weer eens onstuimig is, jy weet, ja, ons inflasie teiken is tussen 3 tot 4%, maar kom ons maak gou 'n ander grappie daaroor, jy weet, bietjie later. So, maar die effek is eintlik, jy weet, die normale ou daar buite se inflasie is enigiets tussen 8 tot 12. En as jy byvoorbeeld jou geld gaan sit in 'n geldmark wat so 'n faktor teen 6,5%, dan verloor jy eintlik by wat so 'n koopkrag stelselmatig, jy weet, oor 'n tydperk van 'n jaar, 2, 3, 4, 5. So wat is jou belangrikste boodskap aan inkomstebeleggers in hierdie stadium? Ek dink as 'n mens gaan kyk, jy weet, en ek doen dit al in die laaste 10 jaar. Jy weet, ek hou van 'n uitkomsgebaseerde portefeulje. So, en wat ek daarmee bedoel is, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na uitkomsgebaseerde portefeuilles, gaan kyk jy wat is die uitkoms geprojekteer, jy weet, in hierdie jaar, finansiële jaar, oor 3 jaar, 5 jaar. En dan basies, jy weet, dan gaan jy vir jouself later aan 'n model kan skep. En dit is iets wat ek nogal baie goed en uniek reg gekry het, want as 'n mens dit gaan kyk na die laaste 5 jaar, die algemene groei op die JSE, jaar tot datum plus nou en die laaste 5 jaar terug, jy weet, is ongeveer so 72-73%. Ek het hom basies, jy weet, vooruit gemoduleer, jy weet, die laaste 5 jaar op ons portefeulje, op ons inkomste gestruktureerde plan, jy weet, laat hy uitkom op 74%. Nou, also, hoe kry ek dit reg? Dis ons heeltemal te naby. Ja. Verstaan, dit is heeltemal te naby om te sê, okay, maar ek het sommer net 'n syfer in die lug gegooi en besluit dat dit is waar ons gaan eindig. So dit maak nie sin byvoorbeeld, jy weet, as ou byvoorbeeld nou sê, ja, kom ek gaan plaas myself op die markte en dan kyk ek maar en ek hoop vir die beste vir die volgende 5 jaar. Nee. Daar's kundigheid genoeg daar buite om byvoorbeeld by 'n adviseurshuis of 'n fondsbestuurshuis uit te kom wat in dieselfde ekonomie gaan belê, dieselfde pilare, dieselfde selfs uitkoms kry, maar daai volatiliteit word bestuur. So met ander woorde, hy word nie daaglikse prys nie, hy word nie kwartaallikse prys nie, hy het ook nie daai faktor, jy weet, wat hardloop soos die EKG nie. Jy weet waarna ons nog baie verwys. Jy weet, so ons trek die lyn deur die EKG en ons sê vir jouself, alright, kom ons doen dit eerder. En dis maar basies waarop dit neerkom. Net laastens, is daar miskien iets wat jy kan uitsonder na aanleiding van die beste belegging in hierdie stadium? Ja, ek dink as mense kyk, jy weet, vir die volgende 5 jaar, want baie mense vra nou weer vir ons, jy weet, waantoe is ons dan op pad in die volgende 5 jaar? Julle is baie windie want julle het die laaste 5 jaar reg gekry. En ek is positief en ek dink ja, inteendeel, ons is omtrent op 2 basispunte addisioneel meer en dit is my uitkoms want ek dink ons is op pad, maar dis 'n gesprek wat ons oor 5 jaar gaan hê. Oor 5 jaar sê jy Thys, ek ontmoet jou weer hier selfde tyd, selfde plek. Baie dankie vir jou kundigheid. Nou ja, intussen kan jy bly net waar jy is, want net hierna gesels ons met Liesel Pieters. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly, nie net voor die kamera nie, maar ook agter die skerms.